Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Goeiemôre en welkom by ons potsending Vryspraak. Vandag delf ons in die tweede deel van ons tema, die verbond van God en hoe dit ons gesinne, gemeenskap en wêreldbeskouing vorm. Ons verstaan dat God se verbond nie net 'n teologiese konsep is nie, maar 'n lewende werklikheid wat ons hele lewe rig. Dit begin in die gesin, ouers dra die geloof oor aan hulle kinders en so word God se verbond van geslag tot geslag voortgesit. Maar wat beteken dit prakties? Hoe behoort ons gesinne hierdie verbondstrou uit te leef? Ons bespreek dan ook verder die rol van die plaaslike kerk en hoe jong Afrikaners aktief kan deelneem aan die verbondsgemeenskap. Verder vra ons hoe die verbond ons roeping in die volkslewe vorm, as Afrikaners, as burgers en as Christene wat God se koninkryk hier en nou wil voortsit. Hoe kan ons vanuit beide die Ou en Nuwe Testament leer om die verbond getrou te leef? En watter implikasies het dit vir ons kultuur, volk en geloofsoordrag? Nou, hierdie is vrae met diep wortels en verrykende implikasies, en vir hierdie gesprek, hierdie tweede deel van ons gesprek, verwelkom ons nou vir 'n tweede keer Dr. Wikus Buys. Baie welkom, dokter. Goeienaand, dit is baie lekker om hier te wees. Nou, ons gaan wegspring met ons eerste vraag. Ons het laas keer eintlik gekyk na die persoonlike geloof van elke gelowige wat in verbond met die Here staan, en toe oorgegaan na die weierveld van die huwelik, en nou staan ons nou by nog 'n weierveld, die gesin. Die eerste vraag wat ons wil vra is, wat is die rol van ouerskap in die uitleef van die verbond binne die gesinsverband? Nou goed, ons het laas bietjie gekyk na die woord verbond, en toe het ons gesê, as mens nou die oë in die woord met 'n u vervang, verbind of binding, dan is die vraag, wat is die rol van ouerskap in die uitleef van die verbond in die gesinsverband? Dan kry mens nou weer dadelik die lyn tussen verbond en verband. Maar ek dink ons moet eers net 'n treukie terug staan en vra, wat is 'n gesin? Ons het nou so gewoond geraak die laaste dekade of 2 dat die polities korrekte naam is nou maar saamgestelde gesinne. Dit kom maar eintlik uit die filosofie wat ons nou leer ken het as die woke filosofie, wat sê, daar is eintlik net enkelinge, en dan enige klomp enkelinge kan besluit of hulle 'n gesin wil saamstel en of hulle 'n gesin wil wees of nie. Nou, noodloos om te sê die Bybel ken nie daardie manier van dink nie. So ons moet dalk net eers weer terugtree en net eers weer die basiese vraag vra, wat is 'n gesin? Hoe is dit moontlik dat ons van 'n gesin kan praat en dan ook van gesinsverband, wat eintlik bedoel gesinsverbond of die verbond nie net van 'n gesin nie, maar waar binne en waartoe 'n gesin alles verbind is. Nou, ons het laas keer gesê dat, en ek wil dit maar weer herhaal, want dit is die basis van eintlik al die redenerings oor verbond, is dat die verbond is nie iets wat die mens uitgedink het nie. Met ander woorde, ons het nie besluit eendag, dis nou 'n goeie idee om mense in groepe te sien en kom ons gee die naam verbond daarvoor nie. Die woord verbond het ons uit die Bybel by God self geleer. Nou, ons moet onderskei wanneer ons die eerste keer die woord verbond hoor. Dit is redelik laat in die boek Genesis, maar dit neem nie weg dat die idee van verbond eintlik deurlopend betrokke is nie. Dit weet ons ook uit die res van die skrif uit. Trouwens, ons het al verwys na Genesis 1 vers 26 en 27, daardie bekende woorde waar die Here sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Nou daaruit leer ons ontsaglik baie. Die res van die skrif maak dit natuurlik duidelik dat hierdie ons, wat met 'n hoofletter gespel word in Afrikaans, is die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
in die teologie word hierdie die vredeverbond genoem, en as mens nou die Latyn wil bysit, die pactum salutis, met ander woorde die verbond tot vrede of van vrede, wat God met homself innerlik gesluit het. Nou moet ons weet dat God, dit bely die kerk deur al die eeue, eerste artikel van die 12 artikels, ons glo in God, die Vader, die Skepper. Met ander woorde, dit is baie belangrik, dat ons moet besef dat gesin en gesin wees het met hierdie twee name van God baie direk verband, Vader en natuurlik ook Skepper. Ons weet dat die Here die eerste mens, Adam, gevorm het, geskep het, en ons die twee verduidelikings daarvan in Genesis 1 en 2, die een maak baie duidelik dat Adam die eerste mens geskape is, dat die Here hom daarna in 'n diep slaap laat val het en sy vrou uit sy rib gebou het tot 'n vrou. En dan gee Adam vir sy vrou haar naam. Nou ons is gewoond in ons kultuur om sommer dadelik te sê die Here het Adam en Eva geskape. Nou natuurlik sê dit reg, maar ons moet onthou dat Eva is haar tweede naam. Die meer korrekte manier sal wees om te sê die Here het Adam en Manin geskape. Nou man en Manin, ook in Afrikaans is dit baie mooi, dat in die Hebreëus is dit ook so, dat dit daar ek wil amper sê twee eenheid aangedui word, met ander woorde dat die huwelik alreeds in haar naam ook na vore kom. Maar dit antwoord nou nog nie die vraag na wat 'n gesin is nie, of hoe 'n gesin moontlik is nie, want die feit dat die Here Adam se vrou gemaak het en dan staan daar en hom na hom toe gebring het, en dan sien hy haar en hy gee haar naam, dit is nog huwelik, maar dit is nog nie noodwendig gesin nie. Nou weet ons dat die Here in Genesis die belangrike opdrag, ons noem dit ook die kultuuropdrag, aan die mens gegee het, waar hy gesê het, wees vrugbaar, met ander woorde, dis 'n bevel en 'n seënende toesegging, met ander woorde, die Here seën die mens, en te sê, die mens het die vermoë om vrugbaar te wees, maar die mens het ook die opdrag om met hierdie vrugbaarheid te vermeerder en die aarde te vul. Nou, dit is baie belangrik wat hierdie basiese kern aan die begin is wat die Here se bedoeling met die mensdom is. So die Here skep die eerste mens, uit die eerste mens skep hy die eerste vrou, Manin, en dan gee die Here aan die twee mense opdrag en sê, ek seën julle, maar ek beveel julle ook. Julle moet vrugbaar wees, en dan moet julle meer word, en dan moet julle reg oor die hele aarde gaan bly. En daardie bevel wat die Here gee, is die kern van wat 'n gesin moontlik maak en van wat 'n gesin behels. Met ander woorde, uit gesinne kom ook families en familiegroepe en kultuurgroepe en uiteindelik volkere en nasies. Ek sal net nou weer 'n bietjie terugkeer na daardie punt toe. Die Here ag die gesin so belangrik dat een van die gebooie wat die Here in die Sinaïtiese verbond, ons het laas ook gepraat tussen die twee verbondsbedelings, ek wil dit net vinnig weer uitlig. Die Here het aan Abraham beloof, 'n groot nasie sal uit jou kom, baie kinders, met ander woorde, vrugbaarheid, en ook grond, die beloofde land. So, mens kan dus sê, saad en grond is die kern van die Abrahamitiese belofte, en omdat Abraham die Here geglo het, alhoewel hy 'n ou man was, hy kon van self nie meer kinders gehad het nie, hy en sy vrou, maar hy glo die Here dat hy sal 'n kind hê, en dan staan daar in die Bybel, en sy geloof is vir hom tot regverdigheid gereken, met ander woorde, sy saak met God was reg, en dan skenk die Here natuurlik vir hom ook die kind. Ek maak die geskiedenis nou kort, maar in kort kom dit daarop neer dat die Abrahamitiese verbond is die verbond van genade, of die een wat sê dat jy geloof, alleen deur geloof gered kan word. Dit is die een wat die Here Jesus natuurlik ook vir ons
in die nuwe verbond baie duidelik op wys dat mens slegs deur geloof gered kan word. Nou die Sinaïtiese deel van die verbond is wanneer die Here nou die volk Israel jare na Abraham uit Egipte uitvat en dan in die nuwe land inlei en hy gee die wet van hom 2 keer. Die eerste een is net nadat hy hulle uitgelei het en daardie bedoeling van die Sinaïtiese wet, so ons lees dit elke Sondag nog ten minste 1 keer in een van die eredienste, wat ons ken met die refrein, jy mag nie. En die bedoeling daarvan is dat die Here sê, jy moet deur geloof lewe, maar ek wil jou aantoon dat jy eintlik dit nie doen nie en daarom wys ek vir jou die wet, die spieël van die pad wat jy moet loop, maar wat jy eintlik nie by uitkom nie. Dit roep natuurlik op dat 'n mens in geloof na die Here Jesus toe gaan. So die hele offers in die Ou Testament dui daarop dat jy nodig het dat iemand in jou plek moet sterf en betaal, sodat jy uiteindelik ook gehoorsaam kan wees. Nou terug by die, wat is 'n gesin? Die 5de gebod ken ons baie goed, eer jou vader en jou moeder, en dan ook die belofte, die Here Jesus sê self dat dit die belofte, die gebod met belofte is, sodat jy baie dae kan hê in die land wat die Here jou God aan jou gee. Net met ander woorde, wat hier ter sprake is dat die 2 sake in die Abraham verbond, saad, nageslag, kinders met ander woorde, en die ander een grond, leefruimte, of die beloofde land soos dit daar beskryf is vir Abraham, kom direk in die 5de gebod weer ter sprake. Eer jou vader en jou moeder. Dit is 'n kinderbevel met ander woorde, dis mense wat 'n gesin in lewe, wat die Here sê die vader en die moeder moet geëer word. Nou daai woord eer is 'n baie diep woord en het te maak ook met die heerlikheid en die eer van die Here en wat die Here ook van homself openbaar. Met ander woorde, die gesin dis 'n gesagsverhouding en wanneer die kinders die vader en die moeder eer, dan gee hulle gewig daaraan dat die Here uiteindelik besig is om sy belofte wat hy in die verbond nie net aan Abraham nie, maar ook al met die bevel met Adam en Manin gegee het, dat hy dit nog steeds besig is om uit te voer. En dan die tweede deel van die 5de gebod is, by gehoorsaamheid verskyn die seëning wat die Here sê, dat jy sal ook leefruimte hê, jy sal ook grond hê. Nou, hierdie is 'n vergete aspek, ons sal net nou by die tweede deel of die laaste deel van die vraag kom oor die volksverband of wat dit vir ons Afrikaner kultuur beteken, maar die eerste vraag wat jy vra is, wat is die verband tussen ouerskap, die verbond en gesinsverband? Die antwoord is kort, dit kom van baie ver af, heel van die begin van die mens af, toe die Here gesê het, laat ons mense maak, Vader, Seun en Heilige Gees, het hy die mens na sy beeld en gelykenis gemaak. Die Here het uit Adam Manin geskep, en die Here het vir die 2 mense gesê, hulle moet vrugbaar wees, meer word en reg oor die hele aarde gaan bly. En daarin lê die vasheid van die gesinsstruktuur, soos wat die geslagte vorder, het die Here dit vasgelê in die Sinaïtiese verbond, in die 5de gebod, of die 10 woorde van God, die 5de woord met ander woorde, eer jou vader en jou moeder. Daarin lê die erkenning dat die gesag, alle gesag, van God afkom, en dat kinders wat in 'n huisgesin gebore is, binne in hierdie ordening, hierdie gesagsordening letterlik ingebore word. En dis die slotopmerking wat ek wil maak, hoekom ons nie die woke filosofie of die liberale filosofie aanvaar, dat mens net enkelinge is nie. Voordat daar 'n ek was daar 'n ons. Dit wys die Bybel vir ons baie duidelik. Laat ons mense maak en toe skep God Adam. Met ander woorde, voordat Adam daar was die Here alreeds daar in die verband van Vader, Seun en Heilige Gees wat Vader en Skepper is. So die lang antwoord wat ek nou gegee het is nogal belangrik om die lyne vas te hou, maar
die direkte antwoord, daar's 'n direkte verband tussen gesinsverband en die verbond wat God gegee het. Hierdie verbond wat die Here word natuurlik in die nuwe verbond. Ons weet dat die Here in die nuwe verbond wat hy met die Here Jesus Christus opgerig het, toe die Here Jesus gesê het, die aand voor hy gesterf het, hierdie is die Nuwe Testament of die nuwe verbond in my bloed, dan weet ons daardie verbondsbedeling, ons leef dus nou nie meer in die Abrahamitiese verbondsbedeling of in die Sinaïtiese een nie, ons leef in die Nuwe Testamentiese bedeling wat met Jesus Christus opgerig is en deur die geloof en die inwoning van die Heilige Gees het ons deel aan hom. Hierdie verbondsbedeling het 2 tekens. En een daarvan is natuurlik die doop, en deur die doop word jy ingebind binne in hierdie struktuur wat die Here ook gegee het, nie net in die gemeente nie, maar ook in die gesin. Goed, dis 'n bietjie 'n wye antwoord, maar ek hoop dit dek daarom die tafel vir die volgende vraag. Die antwoord was regtig baie goed. Ek waardeer dokter se antwoord. Ons is by ons volgende vraag, en dit is waar ons dokter Wieke wil vra, hoe help die verbond ons om 'n Bybelse beeld vir ons gesinne en die opvoeding van kinders te hê? Ons het net nou gesien wat is die skepingsordening vir die gesin, en nou is dit belangrik dat die Here binne die verbond hierdie skepingsidee wat hy oorspronklik gehad het, of met ander woorde die bedoeling wat hy met sy skepping het, dat hy dit van geslag tot geslag wil laat deurgee. Nou een van die belangrike oordragmaniere van die bedoeling van die Here is juis deur die gesinstruktuur of die gesinsverband. Dis nie die enigste nie, daar's natuurlik baie ander, maar 'n baie belangrike bousteen in hierdie binding wat die Here wil voortsit is definitief met die gesinne. En nou is die vraag die oordrag of die opvoeding. Watter beginsels gee die Here daar weer? Nou ons het nie tyd om in een vraag eintlik al die aspekte te dek nie, dit sal miskien 'n aparte gesprek kan wees, maar ek wil enkele goed net uitlig. Die bekende woorde in Deuteronomium 6 vers 4 is nogal baie belangrik om hier in gedagte te hou, en wanneer Christene oor die opvoeding van hulle kinders praat, dan gebruik ons dikwels hierdie woorde, en dit word ook in die Hebreëus genoem die Shema. Die Jode praat so daarvan, die Shema beteken hoor, vers 4, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en dan vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En dan vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en dan die opvoedingsversie vers 7, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daardoor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, en dan volg die klomp verse wat dit verder uitbrei. Nou ek gaan eers ietsie sê oor die woord enig, in vers 4, hoor Israel, die Here is 'n enige Here. Nou dis van die kortste geloofsbelydenisse wat die kerk van al die eeue het. Hierdie Hebreëse woord vir enig, het eintlik 2 basiese betekenisse. Die een is soos wat hy hier staan in Afrikaans, met die beklemtoning op uniek, met ander woorde onvergelykbaar, maar dan die ander nuance is natuurlik ook net een, die Here alleen het die reg om te sê hoe die opvoeding moet plaasvind. Nou hierdie beginsel is verskriklik belangrik. Ek wil nou maar noem, ons het nou onlangs die rampspoedige ondertekening van die Bella-wetgewing beleef, en die Bella-wetgewing se veronderstelling is dat die staat mag sê hoe kinders opgevoed mag word. En die Bybel leer ons, hoor Israel, die Here is 'n enige Here, en dit wat die Here beveel moet jy jou kinders inskerp. So die gesin is ontsaglik belangrik in hierdie oordrag en in hierdie opvoeding wat die Here wil hê. Die Here is die unieke Here, en hy alleen, die groot woord daarvoor is die soewereiniteit van God, of die soewereiniteit van Jesus Christus. Jesus Christus is die groot leermeester, hy is ons enigste onderwyser, nee, die
pa en die ma, die ouers, is dan in daardie sin binne die verbondsgedagte eintlik in diens van die Here Jesus, die skoolhoof of die groot leraar, die groot onderwyser. En hulle moet dan die kinders leer dit wat die Here die kinders wil leer. Dit is 'n baie omvattende gedagte, want dit sluit natuurlik God se skepingsopenbaring en God se woordopenbaring in. Ons gaan nou nie in detail daarin nie, dit gaan nie daaroor dat dit wat God het sy eie kurrikulum, met ander woorde, die Here wil hê wat die kinders geleer moet word en hoe hulle geleer moet word. So, die tweede woord wat in vers 7 voorkom, wat ek bietjie op wil stilstaan, is die woord inskerp. Daardie woord beteken grafeer, of aan mekaar herhaal, totdat dit 'n voeg maak, totdat daar 'n kenmerkende teken is. Mens kan dit selfs so ver neem as om te sê dat dit uiteindelik 'n karaktertrek moet wees. So die herhaling idee is baie belangrik, maar die inskerp idee is belangrik. Maar net voordat die Here sê vir die ouers, jy moet dit jou kind inskerp, dan sê hy vir hulle, dit moet in jou hart wees. Nou dit is die wese van Christelike onderwys. Jy kan nie iets vir 'n kind leer wat jy nie self glo nie. En die krag, kom ons sê dit eerder positief, die krag van Christelike opvoeding, dan binne gesinsverband, is wanneer die kinders kan sien, my pa en my ma sê nie maar net hierdie goeters vir my om vir my reeltjies en regulasies uit te dink nie, maar my pa en my ma glo regtig dit wat hulle vir my sê. En dit is die onsaglike ontsluitingskrag van Christelike opvoeding. So om hierdie vraag te kort te antwoord, die verbond is eintlik die basis van die opvoeding van die kinders, of dit nou in die kerk is, of in die skool is, of in die huisgesin is, maak nou nie saak in watter sfeer dit plaasvind nie. Ons praat hier nou vanaand gefokus op die gesinsaspek, dan is die ouers verantwoordelik daarvoor dat die kinders die band wat die Here hulle ingeskep het, soos wat ons met die eerste vraag gesien het, maar ook die opdrag wat die Here wil hê om dit te kontinueer. Dit moet ingeskerp word, dit moet oral, of jy sit of staan, of jy ry of vakansie hou of werk of speel, alles moet altyd binne hierdie raamwerk plaasvind van die Here is 'n enige Here. Daar is niemand anders naas hom nie. Dis nie net jou eie God nie, daarom is dit nie eintlik altyd goed as ons praat van 'n Christelike God nie, dit klink nou vreemd, maar ons het nie maar soos al die ander afgode 'n God uitgedink nie. Ons sê nee, die ware God, die enige God het met ons gepraat, hy het eers met ons homself bekend gemaak, en dit verander alles. Dit maak dat uiteindelik ook die inskerping of die oordrag of die herhalende opvoeding, daar sit nie verveling in nie, daar sit inskerping in, dit moet vasgelê word. Dit moet uit die hart dit wat in die hart van die ouer is, oordra in die volgende geslag, sodat dit ook vassit in die harte van die kinders wat volg. So die Here gee in verbondsopvoeding 'n geweldige kragtige meganisme wat letterlik eeue en eeue en eeue deurleef het. En daarom is dit so belangrik dat ons altyd erns maak met verbondsopvoeding en dat ons die Here Jesus se koningskap erken in die opvoeding, en dan in ons geval dat ons beslis nie ons kinders aan die staat afgee nie. Kinders behoort nie aan die staat nie, hulle behoort aan Jesus Christus. Baie dankie dokter. Dit is 'n regtig deeglike antwoord gewees, baie goed. En dit gee ons nou eintlik die mooi oorgang van die gesin oor na die gemeenskap toe. En dit is waar ons nou by ons derde vraag kom. Ons gaan die derde vraag en vierde vraag sommer so saam sit met 'n mooi oorbrugging. Wat is die plek van die plaaslike kerk binne die verbondsgedagte en hoe kan jong mense aktief deel daarvan wees? En dan in die aktiewe deelname daarvan, hoe beïnvloed die verbond dan nou jong Afrikaners se verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap en die burgerlike volkslewe? Goed, ek wil eers weer net so tree terug staan, dat ons ook leer en die ooreenkoms eintlik aangaan oor hoe mens dink, van watter basis af dink jy? As die staat nie die
staatseienaar is nie, van die kinders nie, as ons kinders nie staatseiendom is nie, maar aan Jesus Christus behoort, omdat hy, en dis die punt wat ek nou wil maak, die hoof van alle dinge is, dan redeneer mens natuurlik ook vanuit 'n ander manier uit. Ek wil graag Efesiërs 1 bietjie die aandag op vestig. Mens kan natuurlik die tweelingsbriewe Kolossense, dit staan in Kolossense 1 ook, maar ek gaan nou maar sommer vir ons Efesiërs 1 lees. Dit is die Christuslied, en daar word iets baie belangriks gesê oor die werk van die Here Jesus Christus. Ek lees sommer hier van vers 20 af wat sê die Vader wat Christus opgewek het, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En dan vers 22 en 23 wat spesifiek nou oor die gemeente en die vraag van gesag gaan. En hy, dit is God die Vader, het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. So die basis waaruit ons hierdie vraag nou antwoord, ten eerste is dat Jesus Christus met sy opwekking uit die dode en die feit dat hy aan die regterhand van die Vader sit, het dan 'n posisie gekry waar hy die hoof is van alle dinge. So maak nie saak wat jy kan uitdink nie, wat bestaan, is Jesus Christus die hoof van, hy is die aktiewe hoof daarvan. Die feit dat mense nie erken dat Jesus die hoof is nie, beteken nie dat hy nie die hoof is nie. Die mense wat weet dat Jesus Christus die hoof is die kerk, is die gemeente. Dit staan in vers 22. So, Jesus Christus is die hoof van alle dinge en as sodanig, met die feit dat hy hoof van alle dinge is hy spesifiek aan die gemeente gegee. So hy is die hoof van die gemeente, maar die hoof van die gemeente se titel is die hoof van alle dinge. So dit is 'n ontsaglike ding om van kennis te neem as mens oor die verbondsgedagte dink en natuurlik ook hoe mense deel kan neem. Nou ek gaan so 'n bietjie 'n vreemde antwoord gee. Dit is 'n belydenis wat die kerk nou al vir eeue het en wat in ons tyd bietjie vergete geraak het. Ek begin nou maar eers wat die huidige stand van siening of stand van sake is. Dit is nie noodwendig altyd 'n geloofsbelydenis nie, maar dit is hoe die mense nou normaalweg daaroor sal dink. Hulle dink dat jy het die keuse of jy nou by hierdie gemeente of daai gemeente aansluit en dan hulle klomp maniere hoe hulle nou kies en voorkeure en afkeure. Nou die Bybel laat ons nie toe om op daardie manier oor die kerk te dink nie. Jesus Christus is die hoof van alle dinge en as sodanig is hy aan die gemeente gegee. En dan kom ek nou by die belydenis wat die kerk van die Here deur al die eeue gedoen het en sê daar's twee woorde wat ons in gedagte moet hou en dis opgesluit in die woord, die verskillende woorde vir in Hebreëus en in Grieks vir kerk. Ek som dit sommer nou maar op, ek gaan nou nie die woorde noodwendig nou noem nie, maar twee begrippe kom hier in na vore. Die een is saamtrek en saamkom. Nou, die belangrike wat ons moet onthou is dat God sy kerk versamel. Met ander woorde, Jesus Christus is die hoof van alle dinge en hy wil mense hê wat hom aanbid en deur die aanbidding die eer ook aan die Vader gee deur die krag van die Heilige Gees. Daarom stig hy gemeentes, met ander woorde, daarom laat hy gemeentes ontstaan met die woordverkondiging. Hy trek mense saam, hy trek mense rondom hom saam. So ek wil dit so 'n bietjie verduidelik. Miskien is dit die maklikste nou met 'n fietswiel, met die speke in die middelpunt. As ons nou sien dat die speke is verskillende mense se lewens, maar die middelpunt, die sentrum waaroor alles handel is Jesus Christus. So in kort kom dit daarop neer en die kerkgeskiedenis is vol hiervan, hoe nader jy aan Jesus Christus is en hom as hoof van alle dinge en as hoof van die gemeente erken, hoe nader is jy aan mekaar. So die naderkom of die saamkom is nie 'n vrywillige keuse wat jy uitoefen nie. Dit is natuurlik gehoorsaamheid, jy moet kom. Mens moet jou by die kerk voeg. Jy het nie 'n keuse of jy dit kan doen nie. Die kerk was nog selfs voor die reformatie, die protestantse reformatie en die katholieke kerk voor die reformatie was nog alle eeue
baie duidelik daaroor dat jy moet by die kerk wees om gered te word. Dit sê ons openlik. Met ander woorde, die kerk red jou nie, maar sonder die kerk word jy nie gered nie. Dis 'n geweldige, baie belangrike stelling om te maak, en dis nie gewild om dit tans te sê nie. Ek weet daar's baie mense wat ander sienings het, maar dis die punt, dis blote sienings, maar dis gevaarlike sienings. Die Bybel leer ons Jesus Christus is die hoof, en hy trek mense saam. Deur die woordverkondiging, deur die wedergeboorte met die Heilige Gees, trek hy hulle letterlik na hom toe. En wanneer hulle na hom toe kom, dan kom hulle letterlik ook saam by mekaar uit. Dis die punt om die saamtrek en die saamkom altyd in verband met mekaar te sien. So ons moet ook maar hier sê vir die jong mense, die tydsgees het julle bietjie mislei, en dit is so gevaarlik dat jy selfs jou lewe kan verloor as jy dit nie in ag neem dat God niemand buite die kerk omred nie. Want Jesus Christus trek saam, hy trek die mense saam, en daarom moet hulle in gehoorsaamheid saamkom. Dis 'n baie belangrike stelling wat hier gemaak word. Daar is nie so iets dat jy individueel op jouself kan regkom met die Here nie. Die Bybel ken dit glad nie. Trouwens, dit is wesentlik teen die verbondsgedagte. So, wanneer die Here nou saamtrek, hy trek mense saam, en in gehoorsaamheid laat hy hulle saamkom, dan vorm plaaslike gemeentes. Met ander woorde, mense wat mekaar kan sien, wat mekaar se name ken, wat om dieselfde tafel kan sit en nagmaal vier vir mekaar, die brood kan aangee en die beker kan aangee, plaaslik. Met ander woorde, daar's 'n sigbare, tasbare deel, en hierdie plaaslike gemeentes, Paulus se briewe is baie duidelik daar rondom, is dat die plaaslike gemeentes dan ook in verbond met mekaar moet lewe, sodat dit wat die Here met die plaaslike kerk gedoen het, dat hy hulle saamtrek en saam laat kom, dat dit ook met die plaaslike kerke onderling en dan selfs ook die internasionale reg rondom die wêreld so plaasvind. Nou, ek stel die ideaal, die kerkgeskiedenis soos wat ons ken is in 'n sekere sin maar 'n tragiese en bloederige verhaal van kerkskeuring en kerkverskeuring, maar die standaard wat God stel is dat jy het nie 'n keuse nie. As jy in Jesus Christus glo, as jy sê jy is 'n Christen, dan het jy nie die reg om by die huis te sit en nie in 'n kerk te wees nie. Dit is lewensgevaarlik en baie teen wat die Here self leer. Jy moet by die kerk aansluit. Nou is die vraag, watter kerk? Die kerk wat die Here Jesus jou na toe roep. Daar's net een hoof. Jesus Christus is nie klomp hoofde van verskillende kerke nie. Dis 'n onbybelse gedagte. Die Here is baie duidelik. Hoor Israel, die Here is 'n enige Here. Die Vader het net een seun en die kerk het net een hoof. En daarom is die belangrike punt dat die Here deur sy woord en deur sy Heilige Gees soos 'n speuke van 'n wiel mense na hom toe trek, en hoe nader jy aan Jesus Christus is, hoe nader is jy dan ook aan God self en mekaar. Ek hoop dit antwoord so bietjie. Daar's natuurlik baie meer hieroor te sê. Ek wil so bietjie oorgaan na die volgende punt wat jy genoem het, met ander woorde hoe die verbond ons verantwoordelikheid in 'n gemeenskap beïnvloed, of 'n burgerlike samelewing. Ek wil net hoor of dit reg is dat ek nou na daai punt toe gaan. Ja, nee, dokter is baie welkom, dankie. Met ander woorde, nou is die vraag, as hierdie gemeentes nou vorm, kom ons maak nou die voorbeeld in die Nuwe Testament toe die Romeinse Ryk nou daar was. Toe die Christene was glad nie in beheer nie en hulle was 'n klein minderheid, maar Christus het heeltyd hierdie gedoen dat hy mense saamtrek en saam laat kom. Nou is die vraag, watter verantwoordelikheid het daardie gemeente ten opsigte van die breër samelewing of die breër gemeenskap, of dan die burgerlike gemeenskap. So, ek wil hier verwys na die uitspraak van Paulus in Romeine 12, gaan net die een sinnetjie in die laaste deel van die sin in vers 1 aanhaal, dan sê hy, julle stel julle self as lewende offers aan God, en dan sê hy, dit is julle redelike godsdiens. Nou, daai redelike godsdiens, in Afrikaans klink so bietjie vreemd, maar in die Grieks beteken dit, jy moet 'n antwoord bied, jy moet antwoord op die woord. So,
En hier kry ons 'n baie belangrike verbondsbeginsel van verantwoordelikheid. Nou as ons Afrikaans is dit pragtig, want dit sê presies wat dit is. Daar moet 'n antwoord wees. Met ander woorde, is 'n plig om te antwoord. Dis wat verantwoordelikheid is. Maar waarop moet jy antwoord? Jy moet op die woord antwoord. So woord en antwoord kan nooit van mekaar geskei word nie. Dis soos vraag en antwoord, maar hier het ons nou iets anders te doen. Ons het met 'n woord te doen, 'n uitspraak van God, letterlik in die vleeswording, Jesus Christus self, die koning van alle dinge, wat die hoof van die gemeente is. Die Here sê, hy is die woord, en die woord was van die begin af daar, en die woord was by God, of in die rigting van God die Vader, Johannes 1 vers 1, en die woord was God self. Nou sê die Here, wanneer jy saamgetrek is deur Christus, en wanneer jy saamgekom het met ander gelowiges, dan moet jy 'n antwoord gee op die woord. En nou is die geweldige belangrike vraag, wil die Here net gehoorsame kerke sien? Wil hy net gehoorsame gemeentes te sien? Of is die Here Jesus die hoof van alle dinge? En nou is dit baie duidelik uit die skrif uit, dat die Here Jesus is die hoof van alle dinge. So ons sal net daarby uitkom dat die Here wil ook volke, tale en nasies, nie net nie, maar hy wil dit ook. Ons kom uit die laaste 3-4 dekades van die liberalisme wat gemeenskappe verwoes het, wat gesê het, 'n mens moet nou nie so opkom vir jou volk of vir jou taal of so iets nie. Nou dis 'n onbybelse gedagte. Jy mag nie jou taal en jou volk in die plek van God stel nie, maar om te sê die Here wil glad nie 'n gemeenskapsband hê of 'n taal of 'n kultuurbewustheid nie, is doeteenvoudig onbybels. Nou, as die Here dus 'n antwoord verwag op sy woord vanuit die gemeente, dan beteken dit die gemeentes moet ook vir die gemeenskappe profeteer. En wat moet hulle dan sê? Weer eens Kolossense en Efesiërs, Paulus se briewe in die tweede dele van die briewe is baie duidelik daaroor, dat hierdie soewereiniteit van Christus moet op alle vlakke erken word, en dit sluit dus ook die burgerlike lewe in. Nou, ons het die laaste tyd die vraag, en dis 'n dringende en 'n aktuele kwessie, oor wat is nou die burgerlike lewe? Nou, dit word basies op 2 maniere geantwoord. Die een is dat burgerskap in 'n nasiestaat of in 'n staatlike vorm erken word, of gedefinieer word. Die Engelse woord is citizen. Dit beteken dat jy is burger van 'n staat, en in daardie sin is jy net 'n enkeling, en dan het jy daarom as enkeling saam met ander daarom sê in 'n proses van kies en so aan. Nou, by ons Afrikaanse kultuur, en daar is ook baie diep godsdienstige redes, definieer ons burgerskap nie ten eerste vanuit 'n staat nie, maar vanuit 'n gemeenskap. So, nou moet ons mooi onderskei. In die Hollandse taal sal mense agterkom as jy in Holland gaan kuier of in Nederland gaan kuier, dan sal iemand wat vir jou wil vra, waar is die munisipaliteitskantore? Dan sal hy vir jou vra, waar is die gemeentekantore? Dit beteken hulle woord, en dis iets wat by ons nou 'n bietjie ons het in ons taal 'n bietjie anders onderskeidings gemaak, maar hulle het nog die konsep van gemeente wat nie net 'n kerklike gemeente is nie, maar ook 'n burgerlike gemeente. Gemeenskap is dit wat gemeene deler is van jou burgerskap. Nou, dit is belangrik, en dit is krities belangrik, dat die Afrikaners, en in die besonder die jong Afrikaners, ten eerste hulle burgerskap nie net of uitsluitlik definieer as staatlike burgers nie. Dit beteken hulle sal hulle self as RSA, Suid-Afrikaanse burgers beskou. As jy slegs dit doen, gaan jy geweldig probleme hê, want dan is jy net eintlik gedefinieer as 'n individu. Die Bybel leer ons nee, daar is meer as individue, daar's boom en bos. Die verbond sê, daar is ook so iets soos volke, tale en nasies. Nou, binne die Afrikaner kultuur het ons dus tradisioneel, dit het so die laaste paar dekades het dit vergete geraak, maar
ons DNS, met ander woorde wie ons is, as jy nou terugkyk wie ons werklik is, waar ons vandaan kom, het ons burgerskap gedefinieer in die gemeenskap. Die ou woord daarvoor, wat mens deesdae daarom weer mag gebruik, is die woord volk. Dat 'n gemeenskap het burgers, en daardie burgers wat dan saamkom, en die bedoeling by ons voorouers was altyd dat daar nie 'n skeiding was tussen die feit of die Here net in die gemeente as kerk aanbid moet word nie, maar dat die Here ook as burgers in die gemeenskap erken moet word. So kerk en staat is nie dieselfde nie, dis onderskeie natuurlik, maar ons voorouers het dit baie goed verstaan, dat hulle gesê het, die verbond maak dit duidelik dat jy 'n gemeenskapsburger is, en dat jy dus ook die verantwoordelikheid het, dat die Here in die gemeenskap aanbid moet word. So, waar ons tans 'n bietjie 'n verskraling het, en dit is baie kerke sukkel daarmee, want hulle probeer net vanuit 'n gemeentelike aspek, probeer hulle nou die ganse werklikheid aanspreek, en dis nie 'n gemeente se taak nie. 'n Gemeente se taak is om te profeteer, maar die liggaam van Christus is meer as net die mense wat saamkom in die kerk. Met ander woorde in die gemeentelewe. Die lewe wat die Here van ons gegee het verskeie kringe. Ons het byvoorbeeld nou gesien die huwelik of die gesin. Die huwelik en die gesin is nie die kerk nie, dis verbind aan die kerk en het te maak met die kerk, maar dit is nie die kerk nie. So is die volk ook nie die kerk nie, maar die kerk het die taak om te profeteer vir die volk, of die gemeentes in die meervoud dan, het die taak om te profeteer vir die volkere. Maak nou nie saak watter volk dit is nie. En wat moet die gemeente sê vir die volkere oor die Here? Ten eerste dat Jesus Christus die koning is van alle dinge, so hy is dus ook die koning van volke. Dat jou kultuurlewe, jou burgerlike lewe mag nie en behoort nie enig iets te doen te hê daarmee dat God ontken word nie. En dit het ons ongelukkig, ons het nou in die Suid-Afrikaanse opset hierdie tragiese ontwikkeling nou gekry, dat die van u wat nou dalk die parlementsopening laas jaar gekyk het gesien dat dit multigodsdienst was. Dit was verskillende afgode wat aanbid was. En die skrif waarsku ons en sê dit mag nie, wanneer daar 'n burgerlike lewe is wat die profesie van die kerke hoor. En soos ek sê, in ons tradisie, in die Afrikanerse tradisie, was dit eintlik tot enkele dekades gelede nooit anders nie, dat die koningskap van Jesus Christus oor alle dinge erken is, en dan beteken dit, jy moet dit ook in jou burgerskap so erken, dat jy dus die Here, as Vader en Skepper, as Verlosser en Herskepper, ook in jou burgerlike lewe, in jou gemeenskapslewe erken. Dis 'n baie ryk en 'n omvangryke gedagte om die burgerlike gemeenskap verantwoordelik te hou en verantwoordelik te laat wees aan die woord van God. Dit is die kern van reformatie, nee? Terug na die Bybel, terug na die woord van God. So ons het gewoond geraak, ongelukkig, omdat die nasiestaat, nou soos hierdie laaste 2 gebeure, hulle vat ons kinders en hulle vat ons grond, en ons dink hulle mag, maar hulle is 'n monster. Dit is ver verby die soewereiniteit wat Christus hulle enigsins toelaat. So ons sal moet as jong geslag, as jong mense tot hierdie radikale besef moet kom dat Jesus Christus is in beheer en dat hy aktief gehoorsaam moet word. En as dit so is, beteken dit ons sê die staat enige sê oor jou kind, en as die Here in die Bybel aan gemeenskappe en volke grond gee, soos wat ons duidelik aangetoon het, nie net vanuit die belofte en bevel van Adam nie, maar ook van Abraham, kom dit daarop neer dat 'n gemeenskap wat die Here wil dien, kan en mag ook aanspraak maak op grond. Dit is 'n ontsaglike gedagte in hierdie tyd van grondonteiening, dat die kerk eintlik vir die volke moet sê, nee, julle moet werk met die konsep van grondtoeëiening. Met ander woorde, wat kom jou toe vanuit die verbond? Wat gee die Here vir jou as 'n geskenk? Wat is die deel van die aarde wat jy moet bewerk in verantwoordelikheid voor die Here? So wanneer ons die verbond snap, dan gaan ons nie hierdie bankermentaliteit hê,
om net sandsakke te pak en terug te trek soos 'n skilpad en te wag tot die ergste oor is nie. Nee, ons gaan aktief tot die daad oor en ons gaan begin uitbreiding en verdieping en grondtoeëiening soek. Ons gaan ons kinders terughaal uit die gevangenskap van die staat. Daar's geweldig baie omvangryke dinge om te doen wanneer mens hierdie reformatie beginsel snap, dat Jesus Christus as hoof van alle dinge aan die gemeente gegee is en dat hy verbind is en bly aan alles wat hy geskep het. Dr. Wikus, baie dankie vir 'n deeglike antwoord, 'n baie mooi, duidelike en praktiese antwoord. En nou staan ons by die laaste vraag waar ons gaan kyk hoe jong Afrikaners die verbond meer bewus kan uitleef en dit ook as 'n grondslag gebruik vir volkwees, vir kultuur en vir geloofsoordrag. En hiermee saam kan ons dan dalk ook vir Dr. Wikus vra hoe hierdie gedagtes 'n mens se toekomsbeskouing uiteindelik moet bepaal en waar jy jouself ook as jong Afrikaner vestig. Ja, ek gaan weer eens weer so 'n treukie terug staan. Ons het nou gesien dat die Here vir Adam en Manin gesê het, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Nou daai primêre bedoeling wat die Here het, moet ons nie uit die oog verloor nie. Ons volg dan in Genesis hierdie ontplooiing van die mensdom. Mens moet dan natuurlik ook onthou dat die sondeval ingetree het en die sondeval is per definisie gerig teen die bedoeling van God. Nou daar's klomp dinge wat die mens in hulle persoon en as groepe gedoen het wat teen die wil van God was, en ek gaan nou net op een ding fokus, en dit is die grondgebied of die uitbreiding wat die Here beveel het, wat toe nie plaasgevind het nie. As ons nou Genesis 10 lees, dis nou selfs na die vloed, die oordeelsvloed, dan lees ons nou vers 4 en 5, die seuns van Javan, dit is nou die Grieke, die Hebreëse woord vir die Grieke is Javan. Die seuns van Javan was Elisa en Tarsis, die Keteers en Dodanite, en dan vers 5, uit hulle het verdeeld geraak, die Hebreëse woord daar is Peleg, uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies in hulle lande, elkeen na sy taal volgens hulle geslagte in hulle nasies. Nou hier kry ons 'n ontsaglike, belangrike blou druk van hoe die Here sy oorspronklike opdrag wil laat uitvoer. Onthou die Here het gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. En nou sien ons in hoofstuk 10 met die afstammelinge dat daar 'n beginsel is rondom taal. Uit hulle het verdeeld geraak, Peleg, daai woord Peleg is soos wanneer jy partykeer, dis soos 'n rivierdelta, waar die rivier by die see uitmond in verskillende vertakkings, daai woord kan ook vertaal word met vertakkings, of as mens die boom van die lewe wil gebruik, dis die verskillende takke uit die stam uit, Peleg, uit hulle het verdeel geraak in hulle lande, elkeen na sy taal. Ek gaan net daai 2 punte uitlig, ek gaan nou die geslagte en die nasies buite bespreking los, maar die punt wat ek hier maak is dat wanneer die Here sê, jy moet reg oor die aarde gaan bly, vul die aarde, dan kan dit net op 'n verdelingsbasis geskied volgens tale. Nou, ons het heeltemal hierdie beginsel vergeet. Nou daar's sondige redes daarvoor in ons eie persoonlike geskiedenis, die verdeling of die verspreiding wat plaasgevind het vanweë die Britse Empire en allerlei ekonomiese stelsels is ingeforseer en opgeforseer op gemeenskappe en groepe. Die punt wat ek maak is dat die Bybelse lyn, as jy wil weet hoe volke of gemeenskappe met grond moet omgaan, dan sê die Here die verdelingslyn is nie bloed nie. Die verdelingslyn is nie veldleer of ekonomiese stelsels of wat ook al nie. Die verdelingslyn is taal. Letterlik in die Hebreëus wat hier staan, taal beteken tonge, volgens hulle tonge. So ons het met groot dankbaarheid in ons eie kultuurgeskiedenis het ons 'n taalstryd. Ons is nou weer in 'n volgende taalstryd met die Bella wetgewing wat die tale uit die skole wil haal.
wat eintlik die volk wil verwoes of die gemeenskap of die Afrikaner kultuur se oordrag wil verwoes. Dis daai lyn. So nou sê die Here, hy het 'n bedoeling met sy skepping en sy bedoeling is dat uit die huwelik, die gesinne en die families en die groepe en die volkere moet verdeel sodat hulle reg oor die aarde kan bly. En die verdelingspunt of die manier hoe hierdie plaasvind is volgens tale. Nou, die aangrypende is, en nou slaan ons 'n hele paar eeue oor en natuurlik ook die sentrale punt van Jesus Christus se kruisiging en opstanding en deel van sy opstanding en hemelvaart, die geskenk, die groot geskenk wat hy dan verdien of wat hy dan uitdeel, hy en die Vader, soos hy in Johannes sê, is die uitstorting van die Heilige Gees. En in Handelinge 2, dan sien ons die heel eerste ding wat die Heilige Gees doen, as 'n geskenk van Jesus Christus nadat die volle offer betaal is om die mensdom se tale, hulle tonge aan te raak. Nee? Nou so, in Handelinge 2 staan daar baie duidelik, en tonge soos van vuur. Dis nie onnodig dat die Here dit sê nie. Hy bedoel hierdie punt wat hy aan die begin alreeds gemaak het, van die skepping in die paradys, en dan soos wat dit hier ontplooi in Genesis, jy vind hierdie patroon reg deur die Bybel, ek lig nou maar net enkele punte uit. En dan hierdie mooi gedagte dat daar staan, hoe hoor ons in ons eie taal hulle oor die groot dade van God praat. Nou, hier leer ons 'n hele paar dinge, dat eie taal en kultuur is nie vir die Here afstootlik nie. Maar die Here wil dit in onderdanigheid aan Christus. Dis baie belangrik. Met ander woorde, jy kan nie maar net jou eie taal wil hê, net ter wille van jou eie taal nie. Ons het net nou gesê, Jesus Christus is die hoof van alle dinge. Hy is ook die hoof van Afrikaans. Die bedoeling hoekom die Here verskillende tale het, is sodat sy heerlikheid op verskillende maniere en vanuit verskillende oorde besing kan word. Met ander woorde, dit is soos 'n koor. 'n volk is een stem in die volkere koor. Dat elkeen het 'n bydra tot hierdie koormusiek of tot die mensdom se verheerliking van God, wat natuurlik net in Jesus Christus kan geskied. So, ons moet baie erns maak en ons roep die jong mense op, julle moet aktief betrokke raak by die taalstryd. Dis nie altyd maklik nie, want dit is 'n stryd, en waar stryd is daar stof en rook en partykeer baie onaangenaamhede. Dit is nie maklik nie, mens sou veel liewer dit op 'n ander manier moet doen, maar die geskiedenis, maar ook die skrif leer vir ons, dat ons moet hierdie taallyn, of dan in die meervoud tale, want dis eintlik die beginsel waarvoor ons staan vir meertaligheid, met ander woorde, ons sê, daar moet nie 'n empire taal wees nie, daar moet nie net een taal wees, soos Engels nou in ons geval nie. Die Here wil verskillende tale. As mens by die Toring van Babel kom in die volgende hoofstuk, ek noem dit net so punt vers 1 sê dan, die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. Die Here wil nie dit nie. Die Here wil nie 'n empire taal hê, en daarom is die dominees wat vir die mense sê, as jy nou die Here wil dien, dan moet jy die erediens Engels maak, is grondig verkeerd. Die Bybelse lyn loop anderster. Die uitstorting van die Heilige Gees weerspreek dit wat hulle sê. Die tale in die meervoud en die verdelingspunte, met ander woorde in die lande wil die Here dan ook hê. Nou, ek gaan nou maar net self persoonlik hier getuig, en dit is dat ek dan by die Republikeinse standpunt uitkom. Nee, met ander woorde, ek wys die nasiestaat af. Ek vind nie dit op 'n prinsipiële basis werkbaar nie. Dit is vir my 'n empire. Die Suid-Afrikaanse nasiestaat is vir my eintlik baie kenmerke van 'n empire wat sy wil op my afdruk en my maak wat ek nie is nie. En vanuit my tradisie, wat 'n protestantse tradisie is, maar in die besonder vanuit die skrif, kom ek dan daarbey dat die lyn van taal en grond en land loop in ritme met mekaar. En uit daai punt sê ek dan dat as mens jou volk en jou taal en jou kultuur ernstig opneem, moet jy ook vir jou volkgrond bedink. Wat iets anders is as net 'n stukkie individuele grond wat jy huur of koop binne die nasiestaat as enkeling, is iets anders. Die Bybel maak voorsiening vir so iets soos volksgrond of gemeenskapsgrond of gemeenskapsseëning wat die Here dan
kollektief ook gee. Nou goed, dit is miskien dalk 'n ander program se praat, maar op 'n Bybelse lyn, as jy die taalstryd, ons moet die taalstryd doen, dit gaan oor onderwys en dit gaan oor die behoud van ons kultuur en die oordrag van ons kultuur, ons Christelike kultuur is die prinsipe waaroor dit gaan. Ons mag nie uitsit op hierdie een nie. Maar as jy konsekwent dit deurvoer, gaan jy nie anders as om by 'n konklusie te kom dat 'n volk grond nodig het nie. Met ander woorde, taal, volk en grond loop in parallel met mekaar. Goed, ek hoop dis nie te veel gesê nie en ook nie te min gesê nie. Dr. Wikus, baie dankie vir dokter se tyd, die noukeurigheid en duidelikheid waarmee dokter ons gesprek gevoer het. Ons het regtig baie waardering daarvoor. Ons is aan die einde van ons gesprek, ons 2-deel gesprek waar ons gekyk het na die verbondslyn deur die skrif en spesifiek dan nou die verbondslyn in elke gelowige se lewe, binne die huwelik, binne die gesin en dan ook so in die volksverband en dan meer as dit, hoe ons as volk dan nou, hoe ons self moet oriënteer ten opsigte van die toekoms wat vir ons voorlê en hoe ons dan nou in hierdie omstandighede waarin ons onsself bevind in Suid-Afrika dan nou onsself duidelik moet oriënteer oor hoe ons dan nou in gehoorsaamheid voor die Here mag lewe. Dr. Wikus, baie dankie vir die gesprek en dan sê ons ook baie dankie aan elkeen van ons luisteraars wat saam geluister het. Baie dankie en ons hoop dat die jong mense in hierdie sin ook hulle verantwoordelikheid begin nakom, ook ten opsigte van die geslag waaraan hulle voor verantwoordelikheid neem en aan hulle verantwoordelikheid gegee is. Baie dankie vir die gesprek. Baie dankie dat almal ingeskakel het by Vryspraak. Tot volgende keer. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.